sing saam. Amen. With every thought and every word, with every breath and all that I have, I want to love you as long as I live, for you are my God. I surrender. I surrender all. With every step and every breath, with Everything that's in my heart, I want to serve you as long as I live, for you are my King. I surrender. I surrender All my life and all my needs, all my ways and all my deeds, I want to follow you every day, for you are my Lord. I surrender. I surrender all. all my life. And all my needs, all my ways, and all my deeds, I want to follow you every day, for you are my Lord. I surrender. I surrender all. I surrender. I surrender all. Halleluja. Kom ons gee vir die Here 'n lofoffer. Ek sien die kerk is so 'n bietjie stil. Ek dink dit is tyd dat ons uit daai gemaksone uit moet kom en net so 'n bietjie jabula. Amen. Kom ons dans vir die Here. Ons sê dit nog maar jabula, maar kom ons dans vir die Here. As ons kyk na wat Dawid gedoen het. Dawid het voor die ark het hy gedans en het gejuig. Amen. Kom ons dans vir die Here. Halleluja. Hy wat skuiling vind en bly by die Allerhoogste, sal vertoef onder beskerming van die Almagtige. Kom ons klap die hande saam. Hy wat skuiling vind en bly by die Allerhoogste, sal vertoef onder beskerming van die Almagtige. En ek sê vir die Here, U is my toevlug en my vesting, my God op wie ek vertrou. En ek sê vir die Here, U is my toevlug en my vesting, my God op wie ek vertrou. Hy wat skuiling vind en bly by die Allerhoogste, sal vertoef onder beskerming van die Almagtige. Hy wat skuiling vind en bly by die Allerhoogste, sal vertoef onder beskerming van die Almagtige. En ek sê vir die Here, U is my toevlug en my vesting, my God op wie ek vertrou. En ek sê vir die Here, U
toevlug en my vesting, my God op wie ek vertrou. Kom ons klap die hande saam. Hy wat skuiling vind en bly by die Allerhoogste, sal vertoe van die beskerming van die Almagtige. Hy wat skuiling vind en bly by die Allerhoogste, sal vertoe van die beskerming van die Almagtige. En ek sê vir die Heer, hy is my toevlug en my vesting, my God op wie ek vertrou. En ek sê vir die Heer, hy is my toevlug en my vesting, my God op wie ek vertrou. Halleluja, kom ons gee vir die Here 'n lofoffer. Jesus. Ek weet nie of jy hierdie ene ken nie. Hy sê stap uit die ou lewe en ons stap in 'n nuwe een in. Want as iemand in Christus is, dan is hy 'n nuwe mens. Amen. So ons moet daai profetiese aksie vat. Ons stap uit die ou lewe. Ons stap in 'n nuwe een in. Amen. Dis 'n mental decision. Dis iets wat ons 'n keuse wat ons moet maak. God het ons 'n soewereine keuse gegee. Amen. Stap uit die ou lewe. Stap in die nuwe in. As iemand in Christus is hy 'n nuwe mens. Stap, 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 stap uit die ou lewe. Stap in die nuwe in. As iemand in Christus is hy 'n nuwe mens. Ek is 'n nuwe mens. Ek is 'n nuwe mens. Die ou het verbygegaan. As iemand in Christus is hy 'n nuwe mens. Stap, 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 stap uit die ou lewe. Stap in die nuwe in. As iemand in Christus is hy 'n nuwe mens. Ek is 'n nuwe mens. Ek is 'n nuwe mens. Die ou het verbygegaan. As iemand in Christus is, halleluja, is hy 'n nuwe mens. Halleluja. When I think of the goodness of Jesus, the things he has done for me, my soul cries out, hallelujah, praise God for saving me. When I think of the goodness of Jesus, and the things he has done for me, my soul cries out, hallelujah, praise God for saving me. When I think of the goodness of Jesus, and the things he has done for me, my soul cries out, hallelujah, praise God for saving me. When I think of the goodness of Jesus, and the things he has done for me, my soul cries out, hallelujah, praise God for saving me. Ek weet nie, ek het 'n opgewondenheid, maar ek weet nie of u opgewondenheid het nie. En as ek sien hoe ons staan, dan weet ek nie of ons regtig so bly is vir die goedheid van die Here nie. Maar weet jy wat? Jesus is 'n werklikheid. Hy is 'n werklikheid. Hy is 'n werklikheid. Hy is 'n werklikheid. Die Seun van God. Hy is 'n werklikheid. My siel verlang na die werklikheid. Die Seun van God. Hy is 'n werklikheid. Hy is 'n werklikheid. Ja, hy is 'n
Hy is 'n werklikheid. Die seun van God. Hy is 'n werklikheid. My siel verlang na die werklikheid. Die seun van God. Hy is 'n werklikheid. He is real to me. He is real to me. The Son of God is real to me. My soul long for, my soul long for reality. The Son of God is real to me. He's real to me. He is real to me. Kom ons lig ons hande op na die Here. He is real to me. The Son of God. The Son of God. He is real to me. He is real to me. Oh, my soul long for reality. The Son of God is real to me. He's real to me. He is real to me. Vader, in die naam van Jesus. Dankie Here dat ons vanmiddag vanoggend kan besef, Here, dat U is 'n werklikheid. Hemelse Vader, as ons rondom ons kyk, Vader, dan raak ons bewoe en ons raak angstig, Here, vir die dinge rondom die wêreld. Maar Vader, ek besef vanoggend U het ons 'n gees gegee, nie van vreesagtigheid nie, maar van krag, selfbeheers en liefde. Ek besef vanoggend dat Jesus is 'n werklikheid en ons eer U daarvoor in Jesus naam. Dankie dat U teenwoordig is. Dankie dat U mense aanraak vanoggend, my Vader. Mense het ingekom, Vader, elkeen met hulle eie behoeftes, hulle eie probleme, Here, maar ons weet vanoggend, U is 'n werklikheid. Wanneer ons U aanroep, Here, weet ons daar is iets wat in die gees gebeur, my Vader. En ons weet, Here, U is die antwoord in Jesus naam. Dankie, Vader. The Son of God is real to me. En daarom kies ons U vanoggend. We choose You. We will choose You again and again and again. Because You are the answer to our problems. I choose You again and again. I choose You again and again. You mean so much to me, dear Lord. I'll choose You again, again and again and again. I choose You again and again. I choose You again and again. You mean so much to me, dear Lord. I choose You again. I will love You again. I love You again and again. I love You again and again. You mean so much to me, dear Lord. I love You again. I exalt Thee. I
unto your name. I will bring a sacrifice. Here Jesus. Here, hoe dankbaar is ons om in die huis van U te wees. Here, die woord sê vir ons om nie die onderlinge byeenkomste te mis nie. Here, en vanoggend wil ons begin voor U, Here, waar ons besig is om U naam aan te roep. Here, sonder U is daar vir ons niks nie. Here, ons het U so nodig in ons lewe. Here, ons kan nie een tree voor die ander tree sit sonder U nie. Here, vanoggend, Here, wil ons voor U kom buig, Here, in nederigheid. Here Jesus. Here, kom staan by ons stil vanoggend. Here, dat U elkeen sal kom aanraak. Here, wat sal ons vanoggend sê van al hierdie dinge? As U met ons is, wie kan teen ons wees? Here Jesus, met U kan ons oor 'n muur spring. Met U kan ons 'n bende stormloop. Here, saam met U is ons oorwinnaars, al lyk dit nie so in die wêreld nie. Here Jesus, saam met U, Here, is ons oorwinnaars, want U het vir ons oorwin. U is ons geneesheer. U is ons verlosser. Here, dis U wat vanoggend vir ons intree. Here, ons is hier met 'n afwagting, Here, wat U vir ons wil sê, wat U met ons wil spreek. Here, dat ons ore oop sal wees, dat ons sal hoor om te hoor, Here Jesus. Here, dat U in ons harte sal spreek. Here, dat die saad nie sal val op distels nie. Nee, Here, dat dit op voorbereide grond sal val. Here, dankie vir elke gehoorsame wat vanoggend hier is. Here, ons wil vanoggend bid, Here Jesus. Here, daar's van ons mensies wat siek is in hierdie oggend, Here. Here, Sarel wat in die hospitaal lê. Gerry wat die operasie gehad het. Here, soos daar ander ook in ons gemeente wat siek is in hierdie oggend. Here, wat 'n aanraking van U nodig het. Here, ons wil bid dat U hulle sal aanraak. Here, ek lees in U woord, Here. Here, waar hulle uitgeroep het, waar hulle by U kom pleit het, net om die soem van U kleed te kan aanraak. Here, ek weet dit is waar ons genesing lê, is om die soem van U kleed aan te raak. Want elkeen wat die soem van U kleed aangeraak het, het daar krag uit U uitgevloei. Here, dankie. Dankie, Here. Here, ek bid vir elkeen wat vanoggend hier is met 'n uitroepe. Here, die wat nie meer weet waar heen het, die wat moedeloos is. Here, dat U vanoggend elkeen nuwe krag sal gee. Here, dankie vir die geleentheid wat ons gehad het om 'n lofoffer in ons liedjies vir U te kon bring. Here, mag dit uit ons harte wees aanneemlik vir U. Here, ons gee die diens oor aan U, dat die Heilige Gees dit sal lei. Here, gee my ook die krag. Here, dra my deur. Here, so gee ons aan U oor en vertrou ons op U. U woord is ja, U woord is amen, U woord is die waarheid, want U is die woord en die woord is U. Bid ons alles in U naam tot ons se Vader toe. Amen. Baie
Baie dankie band. Goeiemôre. Het is lekker om in die huis van die Here te wees. Ons gaan gou die afkondigings doen dat ons met die diens kan begin. Maandag gaan daar nou geen kursus wees nie. Pastoor hulle is weg op daai konferensie onder in Durban. Hulle sal weer Vrydag of Saterdag terug wees. En daar's vrouegebed Dinsdagoggend van 6 tot 7. Helga is nog nie terug nie, maar as iemand enigiets wil weet rondom die vrouegebed, kan hulle Linda op hierdie stadium skakel. En dan Woensdag en Vrydag is mannegebed hier by die kerk, 6:30 tot 6:30. Woensdag jeug, 7:30 tot 8:30 hier by die kerk. En dan is dit Sarel Maree wat in die hospitaal lê, wat gebed nodig het. Gerry van Gent, sy het 'n operasie op haar rug gehad. Ek sien die boodskapies wat deurkom, sê sy dit gaan al beter, sy voel beter, ons is dankbaar daarvoor. Dorette Smit gaan Maandag in. So ons bid vir haar ook, dat die Here haar sal deurdra. Mense soos daar ander mensies ook, wat siek is. Ons weet van baie, elkeen van ons weet van iemand in die gemeente wat siek is. Kom ons bid vir ons broers en susters, kom ons dra hulle op aan die Here. Die Here bly ons geneesheer. Weet ek het hierdie week met 'n paar goed te doen gekry. En ek sê vir Linda, geloof is 'n baie snaakse, dit verskil van persoon tot persoon. Daar's mense wat in geloof staan vir hulle gesondheid, vir genesing. Daar's mense wat in benoudheid is, wat nie meer weet waarheen nie, wat in geloof staan vir 'n uitweg. Terwyl die woord van God vir ons sê, hy sê die kind van die Here sal uit die geloof lewe. Dit is nie verkeerd om in die geloof te staan nie. Dit is nie verkeerd as daar dinge in jou lewe is waar jy geloof nodig het nie. Dan is jy 'n kind van die Here, solank jy in geloof bly. Baie mense het geloof nie nodig nie, want dit gaan baie goed. Weet, ons sit en praat rondom dit is. Wanneer dit goed gaan in jou lewe, is dit seker die moeilikste om die Here te dien. Want waaroor gaan jou geloof dan? Dan gaan jou geloof oor, hoe kan dit nog beter met my gaan? Dan verloor jy jou geloof in die Here. So die wat in die geloof lewe, jy is op die regte plek. Die Here hou jou vas. Die Here laat toe dat jy in geloof lewe. Hy laat dit toe. Want solank as wat jy in die geloof is, bly jy op jou knieë. Vanoggend in die bidkamer, ek sê altyd, jy weet, die Here het my boodskap wat hy vir my gegee het vanoggend, al so 5-6 weke terug met my beginne deel. Daar's altyd die faktor van 'n mens waar jy begin twyfel en dan soek jy, Here bevestig alles aan my. Die Here het vir my 'n paar bevestigings gegee. En die laaste bevestiging vanoggend in die bidkamer, toe sê 'n persoon die getal 3. En die boodskap wat die Here vir ons het, is die Here sê nog een keer. Nog een keer sal hy hierdie wêreld skud, die fondamente van hierdie wêreld skud, Suid-Afrika ingesluit. Waar die 3 inkom is, die Here het 3 keer al gepraat. Ons gaan heel wat skriffies lees vanoggend. Mense, ek kan nie anders nie, want ek moet alles wat ek sê, moet ek uit die woord uit bevestig. Kan nie uit myself uitpraat nie. Ons sing vanoggend Psalm 91, is van toepassing op die woord van vanoggend. Die wat skuil in die skaduwee van die Here,
Mense, as ons luister na die boodskap vanoggend, as jy nie skuil in die skaduwee van die Here nie, het jy moeilikheid. En ek dink is by vers 13 wat die Here sê, uit die gevare uit sal hy ons red. Uit die gevare uit, met ander woorde, jy gaan in die gevaar beland, maar uit die gevaar sal die Here jou uitred. Ek is so besig met hierdie woord en die Here sê vir my, hy's moeg vir Suid-Afrika se vasdae en biddae. Want ons dien die Here met die lippe en nie met die hart nie. Die Here is moeg. Ons roep die naam van die Here aan in die oggend en vanaand dan knak die drankbottel se proppe. Ons staan om die braaivleise en vertel vuil grappe. Ons roep uit vanoggend na die Here, ons het 'n vasdag, môre kyk ons pornografie. Ons volk dien die Here met die lippe en nie met die hart nie. Vijf, 6 weke terug sit ek hier en ek kom die oggend en ek sê, Here, vanoggend gaan ek nie kyk wat die band verkeerd doen nie. Ek sê, Here, vanoggend gaan ek nie kyk wat mense doen of sê nie. Here, vanoggend gaan ek nie die prediker oordeel nie, ek gaan luister wat hy sê. Here, ek kom met 'n verwagting na die huis van die Here. En ek was so besig om te sing saam met die band en ek het dit werklik geniet. Ek het besluit ek sal elke liedjie geniet wat hulle sing. En op 'n stadium voel ek die gees van die Here kom so oor my. En die Here begin met die boodskap. Die Here wys my 'n paar goed wat ek nie eens gaan oor praat nie. Die Here vat my terug na my kinderdae toe. Die Here wys vir my goed uit my kinderdae uit, hoe die Here begin praat het, en praat het. Hoe die Here ons volk gewaarsku het, en ons volk wou nie luister nie. Ek sê, Here, ek wil nie goed spreek wat uit myself uit is nie. Die Here is so getrou en die Here stuur vir my. Die Here stuur vir my woord wat gebring is in hierdie land, al uit die vroeë 1921, selfs uit die laat 1800s uit, wat nie een van die persone wat gepraat het, eers 'n klou gehad het, of geweet het wat vandag gaan gebeur nie, maar wat hulle daai tyd gespreek het, is vandag spot on. Die Here sê, daar sal niks gebeur, voor hy dit nie geopenbaar het aan sy profete nie. Niemand sal ooit kan sê, maar die Here het nie gewaarsku nie. En ek dink aan die 2 torings van die vliegtuie, wat in die torings ingevlieg het. Die Here het selfs dit vooruit gepraat. Selfs dit is vooruit gepraat. Die Here laat toe, COVID-19, dat ons hele land toegemaak word. En die Here gee vir ons land 'n skrif, om die tyd terwyl die land toegemaak is, om in afsondering te gaan, om in te druk by die Here, waar die meeste mense gebruik gemaak het, om hulle tuine reg te ruk, hulle verbouings te doen aan hulle huise, en alles op te vang wat agter geraak het, en nie in hulle binnekamers gegaan het, soos wat die Here gespreek het nie. En in daai tyd gee die Here vir my 'n woord, en ek dink, Here, is dit uit myself uit? Moet dit nog iewers te hê, ek het dit vir ons selkerk gestuur. Die Here gee vir my woord, en die Here sê, alles sal terugkeer na normaal. Het sal nie baie lank wees nie. Dan sal alles terugkeer na normaal. Mense, alles is terug na normaal.
Ons dra nie meer maskers nie, jy kan vlieg waar jy wil, jy kan doen wat jy wil. En die Here sê, dit sal vir 'n kort tydjie wees. Nou, hoe lank die kort tydjie is, weet ek nie. Maar ek weet, dit is baie naby. Die Here sê, dan sal daar dinge oor hierdie land kom. Dit sal die fondamente van hierdie land skud. As jy kyk wat gebeur nou in die wêreld, daar's Griekeland. Dis die ergste storms wat nog ooit opgeteken is wat daar plaasvind. China is besig om te verspoel. Oor die hele wêreld is die Here besig om te praat. Die volgende gaan die Here hier praat. Hoor die woord van die Here. Die Here gaan in ons land kom praat. Ek is so besig en ek sê, Here, Here, gee vir my nog een bevestiging. Dit was die week, was ons nie hier nie, en ek wou voor die week begin, wou ek gaan hare sny, en ek kom nie daarby uit nie, en Vrydag besluit ek moet nou gaan hare sny, ek kan nie so op die platform klim nie. Vrydagmiddag gaan sny ek my hare. Die Here is so getrou. Ek en die dametjie wat my hare sny, begin woord praat. En ek begin 'n paar dinge met haar deel uit die woord van die Here uit, en sy sê vir my, ek het nooit geweet, dit staan in die Bybel nie. Sy sê vir my, oom, ek het 3 keer dieselfde droom gehad, ek weet nie wat dit beteken nie. Kan ek dit vir hom vertel? En ek sê vir haar, jy kan. Sy sê vir my 3 keer 3 uur die oggend, elke keer 3 uur die oggend, daar kom die 3's weer. Sy sê, maak die Here my wakker met 'n droom. En elke keer het ek gedroom, ek het nog 3 dae om te lewe. Sy sê, oom, wat beteken dit? Ek sê, vir dit kan 2 goed wees. Of die Here sê vir jou, jy moet jou saak met die Here regmaak, jou tyd op die aarde is baie min. Of die Here is besig om deur jou te praat, om Suid-Afrika te waarsku. Ons tyd is min. Kry jou saak reg met die Here. En ek sê, Here, dankie vir die bevestiging. Kom ons begin met die boodskap. Ons gaan begin in Matteus 25. Sorry mense, ek is by die verkeerde versie. Sorry, ek raak so opgewonde dat ek sommer net die hele dag sal wil preek. Ons gaan na Tessalonisense toe. 5. Vers 4. Maar julle broeders is nie in duisternis nie, dat die dag julle soos 'n dief sal oorval nie. Jy sien, die Here praat al hoe lank met ons. Die Here waarsku ons al vir hoe lank. Mense, ons sit nie meer in die duisternis nie. Die Here het vir ons die lig gegee, die Here het vir ons 'n pad aangewys. Dis 'n skrifgie wat sê, ek het altyd gedink, die woord sê, wanneer jy by die T-aansluiting kom, sal daar 'n woord agter jou vir jou sê, gaan links of gaan regs. Dit is nie wat die woord sê nie. As jy mooi gaan lees, dan sê die woord vir jou, wanneer jy besluit of jy links of regs wil gaan,
dan sê die woord vir jou, bly op die reguit pad. Ons lees in Matteus 24, vers 6. Hy sê, julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë, pas op, moenie verskrik word nie. Moenie verskrik word nie. Jy sien, hier begin die Here te praat met ons en voor die Here sê, sê die Here eerste vir ons, moenie verskrik word nie. Met ander woorde, moenie vrees nie. Moenie dat vrese opstaan in wat die woord vir ons sê, of wat die Here vir ons instoor het nie, want die vyand wil vrese in ons inbring, want vrese is sy wapen, want wanneer jy vrees, het hy jou gevang. So die Here sê, kom ons luister, maar moenie vrees nie. Want alles moet plaasvind. Hy sê, maar dit is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan, en die een koninkryk teen die ander, en daar sal hongersnode wees, en pestsiektes, en aardbewings op verskillende plekke. Hoor wat sê die woord nou vir ons. Maar al hierdie dinge is 'n begin van die smarte. Gaan lees voor en na, gaan doen studie oor die skriffies wat ek lees, want ek kan nie alles lees nie, ons het nie tyd nie. Hierdie smarte praat die woord nie van die groot verdrukking nie. Hy kom nog. Hierdie is nog nie. Dis die smarte wat oor hierdie wêreld kom. Dis waaroor die Here vanoggend wil praat. Dit is nog nie die einde nie, maar die begin van die smarte. Johannes in Openbaring hoor hy die 7 donders sla, en hy sê, moet ek skrywe? En hy hoor 'n stem uit die hemel uit vir hom sê, nee, moet nie dit neerskryf nie. Daniël 12 sê die engel vir Daniël, verseël hierdie woorde. Tot die einde toe, die wat dit ondersoek, sal dit voor oopgemaak word. Met ander woorde, as ons mooi luister na die woord van God, Daniël het goed gehoor wat oor hierdie wêreld kom, en die Here het hom nie toegelaat om dit vir ons neer te skryf nie. Jy sien, as ons alles moet weet wat môre hier gaan gebeur, of oormôre, gaan ons in vrese leef, en die Here het dit vir ons gespaar. Maar dit kom. En as ek so terugdink, daar's 'n tyd in ons lewe wat ons op plekke gekom het waar daar ware profete was. Dan praat ek van ware profete, dat ek en Linda ry en gesels op pad na die diens toe, en as ons in die diens sit, dan kom sê die profeet vir ons waaroor ons gesels het, woord vir woord, hy het jou gedagtes vir jou geopenbaar. Waar is hulle vandag? En 2 keer het daai profete, ek praat van baie jare terug, 2 keer het daai profete geprofeteer waar die Here oopmaak en waar die Here sê, die bloed sal vloei in hierdie land. 3 weke terug was daar 'n konferensie onder in die Kaap, en die presiese selfe profesie het uitgekom, sonder dat hulle van mekaar weet. Ek wil nie eers noem wat in die vroeë 1900s oor hierdie land gespreek is, terwyl dit goed gegaan het in ons land. Hoe ons volk gewaarsku is. Maar jy sien, ons wil nie luister na die woord van die Here nie. Onthou die opskrif, die titel van die boodskap. Sê vir ons,
nog een keer. Terwyl ons besig is met die boodskap, onthou nog een keer. Ek gaan dit net nou uit die woord uit lees ook. Ons gaan begin in Genesis. Wat sê die woord van die Here? Die woord van die Here sê, dit sal wees soos in Noag se tyd. En as ons Noag se tyd gaan bestudeer van al die gruweldade, al die sondes, is presies waar ons vandag is. Die mens sal nog trou en uitgee aan trou. Dan sê die Nuwe Testament, praat keer op keer met ons en sê vir ons, min sal dit maak. Baie sal probeer ingaan, hulle sal dit nie reg kry nie. Die pad is nou, min sal die nou poort vind, min. Noag se tyd 8 siele. Uit 'n wêreld uit 8 siele. Die Here weet waarvan hy praat. Hy sê vir ons in Genesis 6 vers 5, toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was, en al die versinsels wat in sy hart bedink, altyd deur net sleg is. Mense, ons praat nie van die wêreld nie, kom ons praat van ons eie land. Dit is ons land. Dit is ons land vandag. Ons kan mekaar nie eens verdra nie. Hy sê, het die Here berou dat hy die mens op die aarde gemaak het, en daar was smart in sy hart. Daar is smart vanoggend in die hart van die Here oor Suid-Afrika. Oor Suid-Afrika. Ja, mense, Suid-Afrika. Hy sê, en die Here sê, ek sal die mens wat ek geskaap het van die aarde verdelg. Die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel, wat dit berou my dat ek hulle gemaak het. Griekeland, een klein aardbewing, laaste wat hulle getel het, oor die 800 mense al dood, oor 1000 ernstig beseer, oor 700 of iets is nog nie gevind nie, 'n klein aardbewing. Wat van as die Here hierdie wêreld gaan skud sy fondamente? Hy sê, maar Noag het genade gevind in die oë van die Here. Hier kom elkeen wat hier sit se antwoord. Dit is die geskiedenis van Noag. Noag was 'n regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel. Vanoggend wil die Here sê, wanneer jy met God wandel, hoef jy nie te vrees nie. Die woord van God sê, hy sê, in die uur van benoudheid sal ek daar vir julle wees. In die uur van benoudheid het die Here Noag in 'n ark gesit, toegemaak, en hy het niks oorgekom nie. Dan kom jy in my gedagtes, kry ek 'n prentjie, terwyl daai deur toegemaak het, hoe dit begin reën, almal het vir Noag gelag. Ek glo daar's party wat selfs vir my lag vanoggend, dit maak nie saak nie, maar ek kry daai prentjie, en ek sien toe die water hoog beginne word, hoe begin die mense aan daai deur te krap, hoe begin die mense aan daai deur te slaan. Ek ken julle nie, gaan weg. Daar's 'n tyd wanneer dit te laat is. Daar's 'n tyd wanneer dit te laat is. Ons gaan verder, anders gaan ons heeldag hier sit. Dis ons eerste waarskuwing. Die Here sê, hy het die hele woord vir ons gegee, as 'n waarskuwing, om uit te leer, dat ons nie dieselfde foute maak nie. Ons gaan na Exodus 19 toe, vers 3. Maar hy het baie by hulle aangehou, sodat hulle na hom uitgedraai en in sy huis gekom het. En hy het vir hulle 'n maaltyd berei en ongesuurde koeke gebak. En hulle het geëet. Dit was in Lot se tyd. Dit was met Lot. Die Here sê in die Nuwe Testament, hy sê, maak jou hart vir my oop. Laat ek kan inkom in jou hart en ek gaan 'n feesmaal met jou hou. Dis wat die Here vanoggend vir ons sê, terwyl ons die geleentheid het, terwyl die Here met ons begin praat, maak jou hart oop vir die Here, dat die Here in jou hart kan kom. Sonder die Here in jou hart is daar vir jou niks.
Moenie dinge probeer onderdruk nie. Hy pop weer uit, oorwin hom. Ek het eendag dit vir Linda gesê, sy sê, wat is die verskil? Dit is moeilik om dit te verduidelik. Maar as hy bly uitpop, het jy hom nog nie oorwin nie, jy onderdruk hom. Oorwin hom. Vers 14. Toe gaan Lot uit en praat met sy skoonseuns. Dit is presies wat vandag gebeur. Hoeveel ware predikers is besig om die waarheid te verkondig? Hoeveel van die kinders van die Here is besig om almal te waarsku en vir almal te sê, kry julle saak reg, die tyd is min. Sy skoonseuns wat met sy dogter sou trou en sê, maak julle klaar, gaan uit hierdie plek uit, want die Here gaan die stad verwoes. Maar hy was in die oë van sy skoonseuns soos een wat gek skeer. Ek weet, baie gaan my volgende nie glo nie. Baie gaan volgende vir my sê, ek skeer gek. Mense, ek wens ek kon julle verduidelik hoe die Gees van die Here met my gepraat het. Hier kom verwoesting oor Suid-Afrika. Hoor die woord vanoggend. En die tyd is min. Die tyd is min. Weet, ek wil nie sê dit is so nie, maar terwyl ek besig was met die Here en die Here met my praat, volgende jaar het ons verkiesing. Wat gaan in ons land gebeur? Wat gaan in ons land gebeur? Hy sê in vers 17, en toe hulle na buite uitgelei het, sê hy, vlug vir jou lewe. Moenie omkyk nie. Moenie ergens in die Jordaanstreek bly staan nie. Vlug na die gebergte, dat jy nie omkom nie. Die Here sê vanoggend vir ons wat hier sit, vlug vir jou lewe. Vlug uit hierdie wêreld uit. Met ander woorde, raak ontslaaf van jou vlees. Dien die Here met alles wat jy in jou het. Koop die tyd uit. Veg ten bloede. Ons het nog nie ten bloede geveg nie. Dit is nou tyd om ten bloede te veg. Mense, daar's niks in hierdie wêreld wat dit werd is nie. Kom uit die wêreld uit, kom by die Here. Die Here pleit vanoggend by ons, soos wat die Here met hierdie mense gepleit het. Vers 26, en sy vrou het agter hom omgekyk, en sy het in 'n soutpilaar verander. Dit gebeur, ons skrik ons dood, en ons sê, Here, hier is ons, en ons slaan ons hand aan die ploeg. Sy het ook uitgevlug vir haar lewe, maar toe draai sy terug. Dit is soos die woord sê, dit is soos 'n hond wat terugkeer na sy uitbraaksel toe. Dit is soos 'n vark wat skoon gewas is, wat in die modder gaan rol. Dis hoekom die woord sê, bereken jou kostes wanneer jy besluit om die Here te dien. Want jy gaan die wêreld moet agterlos en Jesus volg. Die woord sê, goud en silwer sal op die strate lê en dit sal niks beteken nie. Jy gaan dit hê, maar jy gaan nie 'n brood kan koop nie. Mense, dis voor die deur. Linda wys my op die bed van 2 pakkies wat daar lê. Sy sê vir my, Ben, hier is oor R1000. Ek kyk so na die goed. Ek sê, Here, hoe ver het dit gevorder? Wagter, hoe laat is dit in die nag? Kan ons nie net wakker skrik nie? Hoekom het die Here Sodom en Gomorra vernietig? Ons sit met dieselfde probleem vandag. Ek kan nie altyd my rympie reg kry nie, maar HBQT, julle weet waarvan ek praat, is besig, nie net Suid-Afrika nie, om die wêreld oor te neem, om in beheer te kom. Gaan staan teen hulle, dan sien julle wat gebeur. Ons het mense in ons eie gemeente wat kan getuig wat gebeur as jy teen hulle opstaan. Mense hoor vanoggend, die woord van God sê, die woord van die Here sê, as enige van daai dinge, homoseksuele, lesbiene, dit goedkeur, met hulle omgaan,
sal jy jou oë in die hel oopmaak. Dit is teen die woord van God. En dit is een van die redes hoekom die Here hierdie land ook sal slaan. Selfs ons kerke laat dit toe. Daar's van ons predikers wat op die platform staan, wat deel is van hulle. Dis nog buiten al die ander goed wat in ons land besig is. Dit is waar die woord Astarte vandaan kom in die Ou Testament, wat die Here gesê het, sterf die Baals af en Astarte, want die Here het geweet, dit gaan die wêreld oorneem. Die grootste aanslag wat die vyand op die mens het op die huidige oomblik, is seksuele dinge, sensuele dinge. Dis waarmee hy die kind van die Here vang. Dis hoekom Job gesê het, hy het 'n ooreenkoms met die Here of ek vergeet elke keer die woordjie, maar Here, ek sal nie dat my oë, dat ek gevang word deur 'n jong vrou nie. So praat die Here. En Lot se vrou het omgedraai, sy het in 'n soutpilaar verander. Mense, ek ken persoonlik mense, en ek sê dit vanoggend sonder om te oordeel, my hart bloei vir hulle, wat die Here gedien het met alles wat hulle in hulle het, wat omgedraai het. Mense, hulle is soutpilare. Hoor vanoggend, die woord van God is ja en amen. As jy nie vasbeslote is om jou hand aan die ploeg te slaan en deur te druk nie, moet dit nie doen nie. Die woord van die Here sê, hy sê wanneer jy die geestesgawes gesmaak het, die lig gesien het, en jy het afvallig geraak, is dit onmoontlik om terug te kom. Ek kan nie die woord verander en vir jou sê, ons sal vir jou bid, jy kan terugkom nie, moenie die kans vat nie. Moenie laat jou siel verlore gaan nie. Jou siel is belangriker as jou vrou se siel. Jou siel is belangriker as jou kind se siel, want jy gaan eendag alleen voor die wit troon van God staan. Sorg vir jou eie siel. Laat my altyd dink aan die skrif wat die Here praat van 'n vrou. Hy sê die stilte van 'n vrou, haar optrede, haar lewe, sal die siel van haar man red. Net so, jou optrede, jou lewe sal die siel van jou vriend red, die siel van jou familie, van jou kinders red. Hoe tree jy op? Ons kom by die derde waarskuwing. En hierdie is tans besig om te gebeur. Dit is besig in ons land. Dit is besig in ons eie kerk. Dit is besig in ons families. Dit is tans die hoogtepunt waar die vyand besig is. Toe ek hierdie gedeelte lees, toe dink ek aan die skrif in Prediker van die vrou van die hoer wat opgestaan het. Sy het haar lippe afgevee en sy het gesê, ek het nie gesondig nie. Dit is ons probleem. Jy sien wat ons doen. Ons besluit wat ons wil los en wat ons nie wil los nie. Ons besluit wat gaan ons uit die hemel uithou en wat gaan ons nie uit die hemel uithou nie. Die Here sê hy het nie baie in jou offerande nie, maar in gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid. Die Here sê in Esegiel 17, kom ons lees van vers 16 af. Toe bring hy my na die binneste voorhof van die huis van die Here. Hoor mooi. Van die huis van die Here. Hy sê, en kyk by die ingang van die tempel van die Here, tussen die voorportaal en die altaar, was omtrent 25 man, met hulle rug na die tempel van die Here en hulle gesig na die ooste, en hulle het al voor die son neergebuig, die ooste. En hy sê vir my, het jy dit gesien? Mense, ek wil gou iets sê.
Het jy dit gesien? Ek kom eendag kerk toe. Stop hier voor, maar het was bietjie vroeg geweest. En ek sit so in die kar en ek sit so en kyk. Het jy dit gesien? Ons as mens het absoluut geen respek vir die dinge van die Here nie. Ons dink die Here is ons maatjie. So nou verder lees as julle verstaan. Ek sit en ek kyk en ek sê, Here, ek kan dit nie glo nie. Ons arme potte hier voor waar ons boompies in geplant is, het 'n asbakkie geword. Ons het geen respek vir die huis van die Here nie. Op pad na die deur van die huis van die Here toe, druk ons gou ons sigaret dood en ons gooi hom neer. Ons kom met bloedbelope oë hier in, van gisteraandse partytjies en ons kom, daar kom 'n dag, wat ons sal verstik in ons drank en ons sigarette, omdat ons nie respek het vir die huis van die Here nie. Dit is in ons eie geleedere. Ek vra baie keer die vraag gesê, Here, as U nou moet kom, wie gaan hier bly en wie gaan saam? Het jy dit gesien? Ons gaan verder. Hy sê, en hy sê vir my, het jy dit gesien, mensekind? Is dit dan vir die huis van Juda te gering om die gruwels te doen wat hulle hier bedrywe? Weet julle, hier sit selfs mense gedurende die diens, speletjies speel op hulle selfone, besig met ander goed op hulle selfone, dat hulle die land doen wat hier bedrywe, dat hulle die land met geweld gevul en my nog meer terg. Gaan aan mense, gaan aan. Al wat ons doen is ons terg die Here. En kyk hoe hulle die druiwetak by hulle neus hou. Moenie vir my iets sê oor drank nie. Nee, moenie vir my iets sê oor drank nie. Is niks fout daarmee nie. Is reg mense. Die keuse lê by elke persoon. Terg die Here as jy die Here wil terg. Weet ek hoor 'n ding van 'n persoon wat 2-3 weke terug in ons land, nie te veel uitbrei nie net, en weet julle wie dit is? Gesê het is maar net godsdiens om elke Sondag in die huis van die Here te kom. Ek wil een ding vandag vir julle vertel. Of jy na die huis van die Here elke Sondag kom deur godsdiens, of omdat jy hier wil wees, omdat jy die Here wil dien, maak die saak nie. Die woord van God sê, moenie die onderlinge byeenkomste mis nie. Maar ons hang die mens aan. Ons glo wat die mens sê. Dis godsdiens. Dis reg, laat dit dan godsdiens wees. Een dag gaan jy hier instap en die gees van die Here gaan met jou praat en hy gaan jou siel red. Maar gaan sit vanaand by die huis wanneer die Springbokke speel en kyk hoe hulle speel en vanaand bring die Here die woord om jou siel te red en jy snier nie. Wat is die belangrikste? Ons terg die Here. Ons is besig om die Here te terg. Daarom sal ek ook in grimmigheid handel. My oog sal nie verskoon nie en ek sal nie spaar nie. En al roep hulle hardop voor my ore, nogtans sal ek na hulle nie luister nie. Mense, ek wil vanoggend vir julle mooi sê, terwyl ek met hierdie boodskap besig was, het die Here vir my gesê, hy praat met Suid-Afrika. Hy praat met Suid-Afrika. Maar die Here het begin deur te sê, moenie vrees nie, die kind van die Here. Hoor wat sê die Here in vers 5. Maar aan die ander sê hy voor my ore, trek agter hom aan deur die stad, en slaan, laat hulle oog nie verskoon nie, en moet nie spaar nie, slaan dood grysaards, jong manne en jong dogters en kinders en vroue, tot vernietiging toe. Psalm 91 wat ons gesing het, maar raak aan niemand op wie die teken is nie.
en begin by my heiligdom. En hulle het begin by die manne, die oudstes, wat voor die huis was. Wat is die teken? Dis wanneer die naam van die Here, die seël van die Here op jou voorhoof is. Wanneer jy 'n kind van die Here is, sal ons in daai gevare gaan, maar die Here sal ons beskerm. So vanoggend is dit jou keuse. Wanneer ons in daai gevare is, gaan die Here jou beskerm, of gaan jy een van daai wees voor die huis van die Here? Jy sien wat ons nie altyd in die lewe besef nie. Die Here het twee kante. Hy het 'n kant van genade, en hy het 'n kant van wraak. Ek gaan net by daai skrifgie kom, ons gaan hom lees. Nog eenmal sê die Here. En wanneer daai eenmal plaasvind, mense, wil ek by julle pleit. Maak seker jou saak met die Here is reg. Al hierdie nitty-gritty goedjies wat die mense ons probeer leer, al die shows wat gegooi word, al die goedjies wat ons doen wat nie eens skriftuurlik is nie, en waag dit net om jou mond oop te maak, dan het jy moeilikheid. Ons word goed aangeleer om te doen wat nie skriftuurlik is nie, omdat ons die woord van God nie bestudeer nie. Ons hang aan die lippe van mense. Ek sê altyd en ek sê dit vanoggend weer, moenie my glo nie. Gaan in jou binnekamer, gaan praat met die Here, gaan vra die Here dat hy met jou praat. Dis waar jou antwoord lê. Nie om aan 'n mens te hang nie. Nie om 'n mens te glo nie. Die Here gebruik mense om vir ons woord te gee. Die Here gebruik profete om vir ons vooruit te praat. Paulus en Petrus, hulle het hulle klere geskeur wanneer die mense hulle as 'n God gesien het. Dan is daar mense wat nog verkondig, ons is ook 'n God. Mense, jy's nie 'n God nie. Ons is weinig minder geskape as die hemelse wesens, maar ek wil een ding vandag vir julle vertel. Die hemelse wesens is nie naby aan God nie. Ek praat nie van afstand nie. Ek praat van grootheid en heiligheid. Hulle is nie naby aan God nie. God is die enigste, hy is die waaragtige. Dan wil die mense vir ons kom vertel, ons is gode met klein gees. As jy 'n God is met 'n klein gees, jy 'n afgod. Die Here het ons geskape om hom te dien, om van hom afhanklik te wees. Ons nader na die einde toe, moenie bekommerd wees nie. Ons gaan na Matteus 25 toe. Die 5 dwaase en die 5 wyse maagde. Dis vanoggend jou keuse. Mense, dis jou keuse. Jy kan vanoggend hier uitstap, aangaan met jou normale lewe. Jy kan nog meer by mekaar maak as wat jy het. Jy kan nog meer in geloof lewe, van hoe gaan ek meer geld maak, hoe gaan ek meer besittings by mekaar maak, of jy gaan in geloof hier uitloop en sê, Here, wat kan ek doen om nader aan U te kom? Dis 'n keuse vir die mens. Die Here dwing niks op niemand af nie. Hy sê vir ons in Matteus 25 vers 5, en terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. Suid-Afrika slaap. Suid-Afrika slaap, mense. En weet julle wat is die hartseer van alles? 90% plus predikers het Suid-Afrika aan die slaap gemaak. Omdat die mens beginne soek het na die wat hulle ore streel. En die predikers het uitgevind, as ek die ore streel, kan ek my gemeente volmaak. En as ek my gemeente volmaak, is daar genoeg finansies. Dit is eintlik iets om oor trane te stort. Dis ook om die woord van die Here sê, moenie baie predikers wees nie, want julle oordeel sal groter wees. En middernag was daar 'n geroep, daar kom die bruidegom,
gaan uit hom tegemoet. Vers 11. Later kom toe die ander maagde ook en sê, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord en sê, voorwaar, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Voorwaar, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Noag, Lot, Esegiel, ek ken julle nie. Matteus, ek het julle nooit geken nie. Nooit. Ek het na so 'n ding geluister van 'n vrou wat weggeruk was in die hel en sy sê die ergste ding was gewees toe die Here sy kleed so skeer en hy sê ek is klaar met jou. Ek is klaar met jou. Jy sien, Openbaring 6. Kom ons gaan eers terug. Ons lees in Openbaring van hoe hulle in die hemele uitroep en sê, wie is waardig om die boek oop te maak. En dat 'n benoudheid in die hemel gekom. Johannes wou trane stort. Wie is waardig om die boek oop te maak, die rol. En daar kom 'n blydskap in die hemel en hulle sê, die seun van God, die lam wat geslag is, wat sy bloed gestort het, hy is waardig om die rol oop te maak. Daai rol, mense, is nie die boek van die lewe nie. Dis die basuine wat gaan blaas. Dis die seels wat oopgemaak word. En ek sê, Here, waar is ons? Die eerste seels het al geblaas, is al oopgemaak, het al plaasgevind. En ek sê, Here, waar is ons? Mense, ons is so tussen seel 4 en seel 5. Jy sien seel 4, waar die woord praat van, hy sê, en daar sal die mag sal aan hulle gegee word, om 1/3 van die mensdom uit te wis. Hulle, die antichrist, sal aan hulle die mag gegee word, met pestsiektes, oorlog, hongersnood, en dis alles goed wat alreeds plaasgevind het en besig is om plaas te vind. Seel 5 sê vir ons, hy sê, dis hulle wat onder die troon van God uitroep, wanneer gaan hy ons bloed wreek, en die Here sê, nog 'n klein rukkie, want daar's nog wat moet inkom. Daar's nog van ons wat hier sit, wat doodgemaak gaan word vir jou getuienis, nie vir iets anders nie, vir jou getuienis, dit staan in die woord van die Here. Die belangrikste, seel 6, maar voor seel 6 oopgemaak gaan word, sê die Here, gaan hy hierdie wêreld nog een keer skud. En ek sien dit as liefde van die Here af. Hy gaan hierdie wêreld nog een keer skud, om die wat geroep is, wat nog nie ingekom het nie, om in te kom, om te besef, ons God lewe. Hy is die Almagtige. Sien, dan kom ons by seel 6. Dit sal die laaste skud wees wat plaasvind. Die son, die maan, die sterre, alles sal geskit word. Dit sal die dag van die Here wees. Dit sal die dag van die Here wees. Terwyl ons Matteus, terwyl ons besig is, kom ek lees vir julle die dag van die Here. Hy sê vir ons in Matteus 24 vers 29, en dadelik na die verdrukking van daardie dae, sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemel sal geskit word.
Gaan lees Openbaring 6 amper woord vir woord. Gaan lees hom. Hy sê, en dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn, en sal al die stamme van die aarde rou bedryf, en die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. Gaan jy rou bedryf en uitskree, klippe, berge val op my, of gaan jy juig en jubel, my God het my kom haal? Dan lees ons in Openbaring 7, waar die koms klaar plaasgevind het. Waar almal onder die troon sal staan, in wit klere, en die Here gaan ons trane afvee. Daar sal nie meer pyn wees nie. Daar sal nie meer verdriet wees nie. Die vyand en sy gesante en die ongehoorsaames sal in die hel wees, en hy sal ons nie meer kan verlei nie. Hy weet sy tyd is min, en hy wil vernietig. Ek gaan 'n laaste skrif lees, dan is ek klaar. Ek gaan ook nie uitbrei oor hom nie. Ek wil net vanoggend sê, uit my hart uit vir elkeen, moenie wag, soos in Noag se tyd, tot dit begin reën nie. Moenie wag, tot die deur toegemaak het nie. Dit kan te laat wees. Moenie omkyk. Moenie omkyk nie. Dit mag dalk jou laaste kans wees. Bly by die voete van die Here. Ek wil die skrifgie lees, ek het gesê ek sal hom lees. Ek wil met hom afsluit. Mag die Gees van die Here die naprediker wees. Ek het nie vanoggend probeer om vrese in julle harte te bring nie, alhoewel die woord van God sê, party sal soos brandhout uit vuur geruk moet word. Mag die Gees van die Here die naprediker wees. Hebreërs 12 vers 25. Pas op dat julle hom wat spreek nie afwys nie. Want as hulle nie ontvlug het nie wat hom afgewys het, toe hy op aarde goddelike waarskuwing gegee het, veel minder ons wat ons van hom afkeer, nou dat hy uit die hemele spreek. Toe het sy stem die aarde geskit, maar nou het hy beloof en gesê, nog eenmaal laat ek nie alleen die aarde nie, maar ook die hemel bewe. En dit is nie die laaste dag nie. En hierdie woord nog eenmaal wys duidelik op die verandering van die wankelbare dinge en geskape dinge, sodat die onwankelbare kan bly. Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees. Want ons God is 'n verterende vuur. Ons God is 'n verterende vuur. Laat ons hom behaag. Prys die Here, kom ons buig ons hoofde. Here Jesus, Here Jesus, wat kan ons van al hierdie dinge sê? As U met ons is, wie kan teen ons wees? Here, help ons. Here, help ons. Here, ek weet ons het baie goed nodig. Here, ek weet daar's baie persinge. Here, daar's baie drukkinge. Here, ons roep uit na U. Here Jesus, hierdie wêreld word erger en erger en erger.
Here, maar ons uitroepe vanoggend is, Here Jesus, hou ons staande, tot op daardie laaste oomblik, tot op daardie laaste tree wat ons gee, Here, dat U ons sal vashou, Here, moenie by ons verby beweeg nie, ag Here, dat ons net eens en vir altyd hierdie vlees van ons kan afsterwe, hierdie eie ek, hierdie grootmanskap, Here Jesus, Here, dat ons by U kan kom in nederigheid, Here, soos U vir ons sê, die wat bemoeid en belas is, kom na my toe, ek sal julle rus gee, en dan sê U in dieselfde asem, ons moet van U leer, en U sê vir ons, U juk is nederigheid en sagmoedigheid. Here, ons wil vanoggend kom, ons wil die werke van die vyand oor ons gemeente, Here, wil ons kom bestraf in die naam van Jesus, hy het geen reg oor ons nie. U is ons God, U is ons koning. Here, baie dankie, Here, dat ons nog 'n plek het waar ons by mekaar kan kom, waar ons nog die waarheid kan hoor. Here, ek wil vanoggend bid vir elkeen. Here, dat nie een wat hier sit, sy siel verlore sal gaan nie. Ag Here, dat ons net op daai punt kan kom. Here, waar ons net kan oorgee. Here, dat U in ons harte sal inbeweeg. Here, ons sê vir U dankie vir hierdie oggend. Here, ons loof U en ons prys U. Ons bring U die eer, Here. Wat 'n voorreg om in die huis te wees. Wat 'n voorreg om die naam van Jesus oor ons lippe te kan laat gaan. Help ons, Here. Help ons. Ag Here, ons pleit by U. Mag ons ook maar vanoggend net, Here, nie net aan die soem van U kleed kan raak nie. Here, ek bid dat elkeen geseënd sal wees in hierdie middag. Wees met elkeen waar hulle huis toe gaan. Weereens wil ons bid dat U die siekes sal aanraak. Die wat uitroep, Here, dat U sal antwoord. En ons sê vir U baie dankie daarvoor. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, tot ons Vader toe. Amen.